Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here ons vanmôre opgewek het, en dat hy ook 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook verdere wysheid sal gee, insig en verstand om hierdie waarheid van sy woord te verstaan, terwyl ons vanmôre sal aangaan met die gedagte van wat ons moet bedink. Baie besonder dat ons in die geskrifte van die apostel Paulus gereeld lees oor die denke. Romeine, waar hy sê ons moet vernuwe word in ons denke. Hier in Filippense 4 vers 8 verder, my broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, bedink dit. En ons gaan vanmôre stil staan by die gedagte van bedink alles wat regverdig is. Ek het hier gesê, vriende, jy is wat jy dink, en tree baie keer op, soos jy in jou denke dit bereken, oordink, en daarom is daar soveel sonde, soveel boosheid, soveel onmin, soveel hartseer in die wêreld, maar die probleem lê eintlik gesetel in die hart, in die denke, in die diepste kamers van ons binneste. Kom ons kyk na wat die Bybel vir ons sê, dat ons moet bedink alles wat regverdig is. Nou vriende, die gedagte van regverdig in die Engels is die woordjie righteous, of observing divine laws, of keeping the commandments of God, innocent, faultless, guiltless, approved or acceptable of God. Dit is baie keer belangrik om die Engels vir u te lees, om net so beter beskrywing te gee van wat die Afrikaans vir ons wil kom leer, rondom wat ons moet bedink wat regverdig is. Dit gaan oor God se wette, dit gaan oor God se woord. En Dr. William Barclay sê vir ons baie duidelik, dat ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God, en teenoor ons medemens, om regverdige gedagtes te bedink, sodat ons dan ook die wêreld en die boosheid van ons tyd kan teëstaan. Vriende, eintlik wat dit vir ons sê, ons is wagters op Sions mure, en kinders van God kan alleen die boosheid teëstaan, as hulle regverdige denke bedink, God se waarheid bedink, hierdie wette van God oordink, hierdie wette van God liefhet en toepas en uitleef tot eer van sy naam. Vriende, wat beteken dit om te bedink wat regverdig is? Eenvoudig dat ons wagters op Sions mure moet wees. Ons moet uitroep teen die boosheid van ons tyd sonder om kompromieë aan te gaan. Die kerk en die kind van die Here word van alle kante gebombardeer, soos u weet, om ons denke aan te pas volgens die wêreldse stelsel. Ons word geleer vanuit die kerkgeleerdere dikwels en deur synodes dat die liefde bedek alles, en die liefde bedek 'n menigte van sondes, en dat ons meer verdraagsaam moet wees in plaas van om dan vir die waarheid te staan. Ons hoor die woord relativisme, die gedagte van dat ons meer relevant moet wees vir ons tyd en ons dag, en nie so absurd en uit die ouer doos moet wees as die apostel Paulus nie. Maar vriende, as die apostel Paulus sê, bedink die dinge wat regverdig is, kom hy terug na God se woord, na God se wet, na God se waarheid, na God se standaard, en hy sê vir ons, bedink dit in die eerste plek, verkondig dit, leef dit, sodat die wêreld Christus in jou kan sien. Dr. John Piper skryf, en ek lees dit vir u in Engels, hy sê, it is unpopular to take a strong stand on anything these days except tolerance. U sien, as kinders van die Here 'n sterk standpunt inneem, wil almal hulle kritiseer. Maar die apostel Paulus roep ons op om juis 'n sterk standpunt in te neem, met die liefde van die Here Jesus Christus, vir die wêreld te sê, hier is die standaard, dis nie my standaard nie, dis nie my kerk se standaard nie, dis God se standaard dat ons toepas in ons kerk, in ons lewe, omdat hy ons skepper is, omdat hy eendag van ons rekenskap gaan eis. Vriende, as ons maar net dink aan die deursnee kerk vandag, die kerk gaan meer oor ervaringsgodsdiens. Dit gaan meer oor dat mense moet goed voel as hulle instap en uitstap, in plaas van dat hulle gekonfronteer moet word met die waarheid van God se woord. Ons dink aan die deursnee prediker vandag, wat eintlik maar, ons praat van die health, wealth en prosperity prediking, dan ook daarstel. Vir mense sê, die Here wil jou gesond maak, die Here wil jou gelukkig maak, die Here wil jou suksesvol maak. En dit gaan nie oor reg en verkeerd, dit gaan nie oor sonde en die feit dat Christus gesterf het om sondaars te red nie. Dit gaan nie meer oor om die boosheid te staan nie. Ons dink maar aan die aborsiewette in Suid-Afrika. Wanneer laas het ons uitgesproke in 'n geselskap van mense gesê, God sê dit is verkeerd, en hy sal elke dokter en elke suster voor sy gereg roep, wat kinders vermoor het in die moederskoot. Wanneer laas het ons opgestaan? Dis wat die apostel Paulus sê, as ons regverdige denke begin dink, is dit in lyn met God se woord, en kan ons uitsprake maak met die gedagte dat die Here ook vir daardie sondaars wat met hierdie boosheid besig is, redding kan bied. Ja, kan die Here 'n dokter wat aborsies nou al vir baie jare uitvoer, kan hy hom red? Ja, hy kan hom red, soos hy Manasse gered het. Hy sal met die skuldgevoelens moet leef, hy sal met daardie
hartseer gevolge lewe, maar die feit van die saak is die Here kan hom red. Ons dink aan die hedendaagse LGBTQ beweging. Almal moet nou die lesbians en die gays en die biseksuele mense moet ons aanvaar en hulle is nou so geskape en hulle is deur die Here gegee dat hulle droom kan uitleef. Vriende, nee. Ons staan op nie omdat ons dink hulle is weird of omdat ons dink hulle is minderwaardig teenoor ons nie. Allermins. Was dit nie vir God se genade nie, was ek miskien in van hierdie sondes vasgevang. Maar dank God dat sy genade my deel geword het en ook hulle deel kan word en ek moet as wagter op Sions mure die gedagtes bedink wat regverdig is en lyn is met God se woord. Hierdie wette van God moet ek self in my lewe toepas en dit verkondig sodat ons vir mense kan sê daar's hoop, daar's redding, daar's vertroosting in die Here Jesus Christus. Die kerk gaan nie oor geld nie, dit gaan nie oor gesondheid nie, dit gaan nie oor 'n suksesvolle lewe nie, dit gaan nie oor my goeie selfbeeld nie, dit gaan nie oor om die gays en die biseksuele te aanvaar nie. Dit gaan nie oor om te sê ons wil geen uitspraak lewer oor aborsies of een of ander bose wetgewing in ons land nie. Dis juist die kerk is daardie bastion. Ons is daardie ligtoring. Ons is daardie wagters op Sions mure wat die bassein blaas en sê, hier is God se standaard. Julle moet julle bekeer tot God voor die oordeel van die Here kom. As ons dit nie doen nie, vriende, dan is ons eintlik 'n niksseggende kerk, 'n doellose organisasie wat in hierdie wêreld vir die Here en vir die mens niks sal beteken nie. Die apostel Paulus sê, Romeine 1 vers 16, hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Die Jood het gesit met baie tradisies, die Grieke met baie bose sondes, seksuele sondes, ongeregtighede, afgodediens, en Paulus sê, luister vir die Jood, die in aanhalingstekens godsdienstige mense, en vir die goddelose heidene, een en dieselfde evangelie, red mense. Daarom moet ons die evangelie verkondig. Hierdie waarheid van God se woord. Dit begin by regte denke, om te dink wat regverdig is. Belangrik, vriende, dat ons sal sien, dat 2 Korintiërs 7 vers 10 sê, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Wat moet ons doen as kinders van die Here? Bedink die ewige lewe. Kind van God, bedink alles wat regverdig is. Waar gaan jy sien wat is reg en verkeerd? In God se woord, sy wet, sy waarheid, sy gedagte, dit wat hy in sy woord opgeteken het. En mag u en ek staan soos 'n ligtoring in hierdie donker wêreld en mag ons die waarheid uitbasyn in die liefde van die Here, maar ook met 'n ferm hart en 'n gesindheid om vir mense te sê, bekeer jou, want die oordeel van God is aan die kom. Maak seker jy's deel van God se heerlikheid, voor die eendag van hom hoor gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Kinders van die Here, ons denke moet reg wees, sodat ons optrede reg kan wees, sodat ons woorde reg kan wees. Daarom bedink alles wat regverdig is. Mag die Here ons genade gee en wysheid en insig deur sy Gees. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.